Ons slaan ons oë op na die berge, waarvandaan sal daar vir ons hulp kom. Ons hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit laat vaar die werk van sy hande nie. Gemeente, gegroet is u in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ek het nie vir Christus geken nie, maar ek het die voorreg om sy 3 kinders 'n bietjie beter te ken. En omdat ek sy kinders gister beleef het, het ek 'n idee wat sy tipe pa hy moes wees, want sy kinders nommer 1 ken dissipline, sy kinders ken liefde, sy kinders is anders as ander kinders wat ek al ontmoet het. Hulle het baie respek vir die dominee. En omdat ek die kinders beleef het en vir hulle sê het ek gesien ons het hier te doen met ander tipe mense. En toe ek hoor hy was 'n koevoet, toe styg my respek, want ek was maar net 'n kapelaan, maar die koevoete, ons was vrek bang vir hulle, al was hulle aan ons kant. Jy het nie met hulle gesukkel nie. En saam met hierdie kinders, die 3 meisies, die 2 meisies, is ek reg, en die 1 kerel, ja, dis mos 2 seuns en 'n meisie. Ja, ek het die name hier, maar het ek nou net eers gou sien, dat ek maar liewer dit reg doen. Zander, Chantay, Julian en Chris. Zander het ek nie ontmoet nie. Zander hy kan nie hier wees nie. Dis reg. Ek weet daar moet 3 skoon meisies wees. Daar is nog nie 1 skoon dogters nie, maar is mooie kinders. En dan die pad wat hierdie man gestap het met baie hartseer siektes, baie sleg. 'n ma wat hom sien kwyn het, Kitty, en dan haar kinders wat hier is, Loukie, Johan, Theo en Annelies. Vriende, familie, tot aan die einde. Wie was Christus? Hy was 'n omgee mens. Hy sou vir jou, wat syne is, onvoorwaardelik uitdeel. 'n goeie skoot droë humor, maar 'n goeie laggie op sy tyd het 'n saak gered. Hy ken van swaar kry, nie net van sy siekte nie, maar ook uit hoofde van sy eerste vrou, Charmaine, wat aan 'n bloedklont oorlede is. Toe die jongste een was jy maar 2 jaar oud. Is 'n ander pad hierdie. Is 'n pad wat 'n mens vra, nou maar waar is die Here dan? Hoe kan een man soveel seer in sy lewe beleef het? Ek het ook baie vrae as dit kom by siekte en dood. En dan vra ek, Here, u wat sê u is die krag en u kom gryp in hierdie wêreld, waar is daai krag? En dan sê die Here vir ons in sy woord, julle moet met my net eerlik wees. Want ek het toegelaat dat die bose in hierdie wêreld regeer. Dink 'n bietjie mooi daaraan. Baie mense sê, ons laat gaan, ons broer of suster, ons eggenoot, want die Here pluk sy mooiste blom vir sy tuin. Nee. Op hierdie aarde is daar een wat vernietig en verwoes en tot 'n einde bring, en dis die bose. Die een wat lewe is 'n God wat so lief het, dat hy vandag vir jou 'n nuwe boodskap wil gee. En weet jy, 'n begrafnis is die een plek waar 'n mens so 'n bietjie gekonfronteer word met jou eie sterflikheid, jou eie mortaliteit. Ons gaan nie uitstap en gaan ons sê, wie was nou die oudste daarso? Seker maar Tannie Kitty. Sy seker maar volgende.
Nie noodwendig nie. Nie noodwendig nie, want die bose slaan sy angel in daar waar jy dit die minste verwag. Hierdie man Christie was te jonk. Daar was nog te veel om voor te leef. Ek neem gister die mooiste hoekie af van Koevoet Memorabilia. 'n buffel en 'n samel en ek weet nie wat nog alles nie. Ek weet nie waar het hy al daai karretjies gekoop nie. En 'n vlag, lyk my dit was sy lewe. Hy sou bereid wees om te sterf vir sy mense. En daarom het ek 'n gedeelte gekies uit 1 Johannes 4, vers 7 tot 11. Hier's 2 weergawe, Lizet, ek het dit vir jou aangestuur, maar ek gaan die tweede een lees. Dis ook die gedeelte wat ek vir my vrou gevra het, asseblief as ek die dag nie meer daar is nie, laat my oudste seun dit lees. Baie mense kies Psalm 23, 1 Korintiërs 13, maar hierdie stuk is 'n brief wat die geliefde die disipel van Jesus, Johannes, aan homself rig. Onthou, Johannes het die evangelie geskryf in die beste moontlike taal wat 'n mens kry, en dan het hy ook die briewe geskryf en hy het Openbaring geskryf. So hy's 'n belangrike skrywer in die boek van die woord van die Here. En hierdie gedeelte is vir my die sterkste. Die opskrif: God is liefde. Geliefdes, laat ons aanhou om mekaar lief te hê, want volmaakte liefde is van God afkomstig. Dit is moeilik om aan te hou lief hê as iemand jou in die hakskeen byt of jou te nakom, maar as jy volgens hierdie geskrif lewe, sal jy soos God volmaak word. Dit beteken ek moet myself aflê en ek moet die liefde lewe wat ek by die Here Jesus kan sien, realiseer. Elkeen wat lief het soos Christus is uit God gebore en ken God persoonlik. Ons weet wie die Here is. En ons weet, hy is meer as die lewe. Hy is die ewige lewe. Maar tussen hom en ons staan die dood, 'n realiteit, en daarvan gaan ons nie wegkom nie. Die enigste een wat die dood kon omdraai was Jesus, en dit doen hy. Toe sy goeie vriendinne Maria en Martha omskakel en sê, kom asseblief gou, ons broer is baie siek. Toe wag hy 4 dae. Baie mense sal sê, dis dan baie sprus, moenie worry nie, sy is pragtig. Sy pla my ook glad nie. 4 dae wat Jesus wag, en dan uiteindelik kom hy by hulle aan, hulle is nie ver van hom af nie, en dan, typies mens wil die susters hom nie sien nie. Here, waar was u? Ons het u betyds gewaarsku. Jy sien die mens het nie 'n idee van lewe en dood nie. Hier kom Jesus, doelbewus, wag hy, en hy sê, gaan wys my die graf. Een suster sê, Here, jy moet nou nie snaaks wees nie, maar hierdie man is al 4 dae dood. Hy ruik al. Dan sê hy, vat my na die graf toe. En dan wek hy vir Lazarus uit die dood uit op. Die mees onmoontlike wat 'n mens vir enige iemand op aarde kan vra. Dit doen Jesus. Hulle sien dit met hulle eie oë. Party mense sal sê, hy nee, Lazarus was seker maar in 'n beswyming, hy het dalk diep geslaap, hy was dalk in 'n koma. Maar Christus sê toe 'n baie belangrike ding. Hy sê, Lazarus moes sterf, sodat sy dood die verheerliking van God kan word. Met ander woorde, Jesus het doelbewus gewag, dat sy grootste vriend sterf, sodat hy hom kon opwek. Nou Lazarus is lankal 'n tweede keer dood. Ons sal Lazarus sien. Want in die plek waar Lazarus en Jesus en ons geliefdes is wat Christus alreeds beleef,
Sal hy vir ons wil sê, "Haai man, julle sit in sulke lang gesigte. My kanker is genees. My probleem is opgelos. Ek weet dit is alles waar. Christus is die Here." Hierdie man was baie lief vir God. En God sal jou nooit teleurstel nie. Want, hoor net hier, as jy die Here God nie lief het nie, dan ken jy God nie persoonlik nie, want God is liefde. So soek die liefde en jy vind God. Op hierdie manier het God sy volmaakte liefde aan ons bekend gemaak deur sy seun as enigste offer na hierdie wêreld te stuur, dat ons deur hom die lewe kan ontvang. Dit is die volmaakte liefde. Nie dat ons vir God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun as 'n versoeningsoffer gegee het om al ons sonde weg te neem. Geliefdes, as God ons dan so tot die uiterste toe lief gehad het, dan moet ons mekaar ook tot die uiterste lief hê. Wat is die uiterste? Die uiterste is om te vergewe. En 'n moeilike ding is om die Here te vergewe vir wat hy gedoen het, want julle seuns en dogters, Chantay, julle sou so graag eendag vir Christus sê, "Pa, hou vas my babietjie." Is dit nie waar nie? Dit is julle nie beskore nie, maar julle sal hom kan wys en hy sal sien en hy sal weet dat God is groot. Ek word 2 weke terug baie siek, hartprobleem wat ek nie eens geweet het ek het nie. My jongste seun, "Pa, jy gaan nêrens nie. Jy moet nog eers my kleintjies groot maak en asseblief." Dis die een rede hoekom ek bly is, ek is nog nie 'n oupa nie. Ek hou nie van doeke nie. En ek hou nie van bottels nie. En sy het my baie gehelp. Hierdie is my vrou tussen my en julle. Dis my bystand, my eister, my Ami. Sy wil natuurlik die kleintjies hê, maar ek skop nog tee, ek is nog nie 'n oupa nie. En met hierdie siek wees het ek besef hoe vinnig tyd jou kan gryp. Hoe vinnig jy weggehaal word uit die hele verwysing en hoe vinnig jou kop kan verander. Ek kom by die huis na 5 dae in intensief en ek sê, "Greta, ons maak klaar. Ons begin uitdeel." Nou kom ek agter die kinders wil nie ons meubels hê nie. Hulle sê, "Dis te oudtyds. Bal en klou, nee pa, dit gaan nie pas by ons." Nou sit ons met al hierdie swaar meubels, so as u 4 maakhout nodig het, ek maak 'n grappie. Tye verander, maar God nooit. En hierdie Kersfees, dan Kitty, gaan ons nooit vergeet nie. Dis die Kersfees van vry wees. Jou seun is vry. Jou seun is verlos. Die pyn is verby. En tyd gaan gou verby, broers en susters. Ek is nou 67. Die Bybel sê, as jy gelukkig is, dan word jy 70. So ek het nog 3 jare oor. As 'n mens so daaraan dink, wat is 3 jaar? Dis niks. Kom jy by 70 en dink jy, asseblief Here, daar staan ook, as jy baie gelukkig is, maak my dan so, 80. Nou sê ek vir myself, dan het ek nog 13 jaar. 13 jaar van erfbelasting betaal. En doeke ruil. Broers en susters, die liefde maak dit moontlik om deur al die negatiewe goed die perspektief van God te sien. En daarom het hierdie man so groot verskil gemaak dat al sy broers en suster hier is. Hierdie familie kon saam swaar kry en sluit saam hierdie wêreld af. Ek glo
Christus is hier. Hy kan net nie met ons praat nie, want daar's 'n gedeelte in die Bybel van iemand wat sê, stuur asseblief iemand net na my broer toe, en sê vir hom, hy moet bekeer, want jy's of in die hemel, of en jy's in die hel. En Jesus het gesê, daar's geen kontak tussen hulle daarbo en ons hieronder nie. Jy kry die kans om Jesus te leer ken. En as jy hom regtig ken, dan weet jy, Satan is in beheer, want Jesus het dit gesê. Daar moet ek stry teen Satan, en stry teen negatiewe gedagtes, en nie vir God die skuld gee, as dinge verkeerd gaan nie. Baie mense vra, Dominee, hoekom is daar aardbewings in Turkye, en kyk hoe lyk dit na die tsunami in Indonesië, wat 'n God maak so? Dis nie die Here nie. Die duiwel is los. Dis die maklike Afrikaanse woord. Die duiwel is los, en hy stuur siektes, en hy stuur onvrede, en haat en nyd, na hierdie wêreld toe. Hierdie Saterdag, hierdie een, 27 Desember, is die een wat u nooit gaan vergeet nie. Want dit is te naby aan Kersfees. U gaan altyd onthou, ons het by mekaar gekom, nie om te kom tot sien sê, vir 'n liggaam nie, maar om te onthou, wat goed was. 'n baie besonderse mens, wat in sy omgee en uitdeel vir ander mense, om hom, 'n wonderlike lewe geleef het. Dis het jy die mooiste goed gesê. Jy het self die dood beleef met jou eerste man, en julle twee word vir mekaar 'n krag, om die seer en die swaar, net so bietjie, by die agterdeur te hou. Die Here sal jou begenadig, met herinneringe, wat nooit ooit sal verdwyn nie. Vir julle kinders, sal die onthou net altyd groter word, van 'n pa wat baie hard kon werk, en baie hard kon beklei, en vir iemand wat ek baie respek het. Noem dit maar die ANC sidder. EFF weet nie eers wie Koevoet is nie. Maar daar was 'n groepie manne wat die verskil gemaak het. Hulle het ingegaan in veldslae met 'n ander gesindheid as die vreesvolles. Hulle was die vreesloses. Hulle het besef, of ek lewe of ek sterwe, ek veg vir die regte saak. So, kom ons lewe dan op hierdie aarde vir die regte saak. En ons vertrou die Here, dat as ek my oë toemaak, dan is my sonde vergewe. Ek kan maar staat maak op die advokaat wat my gaan verteenwoordig, daar by die voet van God. Tussen my en God die Vader sal Jesus staan, en hy sal sê, Chantay, dis dit, julle almal staan nader. Julle het my nooit wantrou nie. Broers en susters, 'n ma, 'n vriendin, en kinders wat swaar en seer kry, kan uiteindelik net deur God vertroos word. Ons kan nog sê sterkte, en hier's vir jou 'n drukkie, maar die Here wil vir julle sê, in kort die volgende, en daarmee sluit ek af. Hulle wat in my glo, sal die dood, die ewige dood, nooit sien nie. Hulle wat in my glo, sal hierdie wêreld oorwin, met positiewe en rein gedagtes. Hulle wat glo, sal vir ander mense 'n sieraad wees, 'n geskenk van lewe. Die vraag is vanmiddag, hoe lyk my lewe? Is dit een van konstante negativiteit? Of is dit een van dankbaarheid, en God is in beheer, ten spyte van wat ook al mag gebeur? Die lewe is baie kort, en die ewigheid ondenkbaar ver. Vertrou die een wat die beloftes maak,
Nie aardse beloftes van vooruitgang, en rykdom, en mooi skoonheid en roem nie. Maar 'n God wat sê, ek sal alles gee aan die kruis vir jou, want jy is my kind, en jy kom huis toe. Amen. Ons luister na die Onse Vader, net Here, dat ons enigsins met U kan praat, is 'n wonderwerk. Ons kan ons seer, vermoeide en sware harte by U kom neerlê, want U is nie die dood nie. U is die lewe. U het vir Adam en Eva 'n kans gegee, Here. En die bose het met sy lustige plan ons verhouding kom deur mekaar krap. En konstant elke dag veg ons die geveg tussen goed en kwaad, tussen ja en nee, met die wete, daar is 'n God wat ons bystaan, 'n God wat ons kan vertrou, 'n God wat vir Adam en Eva sê, ek gaan julle nie doodmaak nie, maar ek gee vir julle 'n tweede kans. Julle sal lewe, maar hard werk en swaar kinders kry. Dit sal die pad van die mens op aarde wees en uiteindelik sterwe. Here, so baie mense, so slim om U te probeer verklaar. Ons gaan nie eers probeer nie, want U wee en U grootheid is onbepaalbaar. Ons weet net, ons kan nie vertrou. En ons kan Christus se ewigheid noem die beste wat voorlê. Ons sê dankie vir sy lewe, vir die verskil wat hy gemaak het, sy onbaatsigtige liefde, sy dapper hart. Dankie Here vir sy kinders, wat anders is as ander kinders. Hy het voorwaar aan hulle die krag van dissipline oorgedra. Wonderbare, liefdevolle kinders, vertroos hulle Here. Dan vir sy ma, Kitty, wil U haar asseblief bystaan. So baie mense sê, dis die swaarste ding op aarde om jou kind te sien gaan. Ons sal nie weet hoe dit voel nie, Here, maar sy weet.
En u weet, want u het Jesus voor u oë laat sterwe, u het nie ingegryp nie aan die kruis van Golgotha, moes hy die prys betaal, dat ons u ons Vader kan noem, wat in die hemel is. Dankie dat u hom opgewek het. Dankie dat hy lewe en vir ons plek voorberei. Ons aanbid u God, want u is net lewe. Amen. Ek gee graag geleentheid, ek dink Loukie, is dit jy wat gaan gesels met ons? Iemand gaan dalk 'n woordjie sê. Lisette, wil jy nie 'n woordjie sê nie? As jy kan, sal dit fantasties wees. Ek is net hier agter om jou te vang. As jy omval, sal ek jou gryp. Kom staan hier by my. Ja, ek weet nie waar om te begin nie. Julle almal wat hier voor my sit, beteken vir my verskriklik baie. Hierdie kant ook. Dankie vir almal wat gekom het. Almal van julle het 'n bydrae aan my lewe gemaak in hierdie tyd. Ekskuus, ek is nie goed met woorde nie. Dom blond. Maar ja, Christy was 'n besondere mens gewees en ek ken hom van skool af. Van die van julle wat nie weet, ons was saam op skool. En ek het hom as 'n groot mens leer ken en hy was die mooiste mens. Hy was die mooiste man wat daar nog ooit gewees het. En ek was verskriklik lief vir hom gewees en hy het soveel respek vir my gehad. Hy het my kom leer wat liefde is. Hy het my kom leer wat respek is en hy het regtig waar, ek het 'n tweede kans gekry en ongelukkig kan ek dit nie deurtrek, ek kan nie saam met hom oud word nie, maar ek sal daai herinneringe altyd onthou van die goeie mens wat hy was, die liefde wat hy vir sy medemens gehad het en die respek wat hy vir my gehad het en die omgee en ja, hy was net een amazing mens gewees en ek weet sy hele familie was verskriklik lief vir hom gewees en hy was altyd die ou grapjas gewees, altyd die ou flou grappie gemaak. Hy het my laat lag, hy was baie snaaks en ja, ek sal hom vir ewig en vir altyd in my hart koester en ek weet hy rustig hier waar hy voor my lê. Ek weet hy rustig, hy is verlos van sy pyn en sy lyding en mag liewe Jesus om net veilig hou daarbo by sy engeltjies en ek gaan jou sien, ek gaan by jou wees. Ek weet nie wanneer nie, maar ek gaan by jou wees. Wag daar vir my. En ek was baie lief vir jou gewees. Ek was baie lief vir jou gewees. Ja. En beter gedoen as wat ek van 'n dom blond verwag het. Baie dankie. Daar's geleentheid vir enige een om iets oor Christy te sê. Asseblief, kom staan nader. Noot, soos julle weet of gehoor het nou, die wat nie geweet het nie, het Christy sy 4 kinders alleen groot gemaak. En die storie word vertel dat hulle was nog klein. Toe pak hy die kar en hy pak sy padkossie saam en hy pak het agter in die boot. En hulle ry het Empangeni uit. Ek weet nie of jy dit nog kan onthou nie. Hy sê, hy skaars uit Empangeni uit en die meisiekind sê, pa, jy moet stop, ons is honger. Hy sê, nee, Chantal, dit kan nie stop nie, dit is gevaarlik, ons moet nog 'n bietjie ry. Die lanke na die ander laaitjie, pa, ons is honger, jy moet stop, ons wil die kos uit die boot uit hê. En so het dit aangegaan en aangegaan, na die 6ste keer, toe sê Christy, as julle nog 1 keer vra, wanneer gaan ons stop, dan gaan ek stop en julle pak slaag gee. Hier haak hy een laaitjie af en hy sê, so pa kan stop vir 'n pak slaag, maar nie vir ons vir kos nie. So, dit was Christy. Nee, wat 'n kind het gepraat. Nee, ek weet nie, ek was nie by nie, ek het maar net dit gehoor. Seker Julie. So, die van die wat my nie ken nie, ek is Michelle en ek verteenwoordig OPS, nasionaal en OPS Weskaap. En vandag neem ons afskeid, met groot hartseer afskeid van 'n besondere man, 'n vriend en 'n koevoetkameraad.
Chris was 'n ware mens, iemand wat maklik met ander mense oor die weg gekom het en opreg vir ander omgegee het. Hy het familiewaardes hoog geag en dit duidelik geblyk uit die manier hoe hy geleef het. Hy het ander met groot respek en eerbiedigheid hanteer. Sy gesin was vir hom 'n anker in sy daaglikse lewe wat ook vir hom rigting gegee het. Chris het nie geskroom om uit sy pad te gaan om ander mense te help en te ondersteun nie. Wanneer iemand in nood was, was Chris een van die eerstes wat daar was om te help. Sy raad en ondersteuning aan mense in nood was altyd opreg en diep uit die hart. As oud Koevoet lid het hy groot waarde geheg aan die Koevoet ethos en het die eenheid met trots gedien. Hy was ten alle tye lojaal aan die Koevoet vaandel. Chris was iemand wat geweet het wat dit beteken om deel te wees van iets groter as jouself en dit met trots uitgeleef. Sy nalatenskap leef voort in die mense wie hy geraak het, die lewens wat hy bereik het en die voorbeeld wat hy gestel het. Ons groet Chris vandag, maar ook terselfdertyd dankbaar vir die tyd wat ons saam met hom kon gehad het. Ek wil ook net namens die Koevoet mense vir Lizet en die kinders en vir moedertjie sê dat dankie dat ons vir Chris selfs na sy Koevoetjare met julle kon gedeel het. Ons bid julle sterkte toe in hierdie hartseer en moeilike tyd. Ontvang asseblief so ons innige simpatie met Chris se afsterwe en met groot deernis. Chris, ons sal jou diens, jou waarde en jou kameraadskap nooit vergeet nie. Zulu Golf Roepsyn is nou stil. Mag jy rus in vrede. Komesho. Ek gaan ook nie met jou sukkel nie, hoor. Wat se rang het jy gehad in die... Was jy kaptein? Kapitaan. Wat was Christie gewees? Adjudant. O, was hy die kwaai samajoor? Nee, want dit klink vir my asof daar dissipline was by die kos, by die kinders en oral waar dit nodig was. Ag, dit was vir my baie, baie lekker en baie maklik om hierdie diens te doen. As iemand nie glo nie, dan kan ek nie praat nie. Maar as iemand glo, dan wens ek hom die vleuels van die Here toe. Hy is by die Here. En ons kan maar net sê, dankie Here, ons sien mekaar weer. Kom ons staan op en dan sê ons finaal totsiens. Die Here van hemel en aarde, die Here van lewe, die Here van die ewige lewe, het aan ons 'n mens geleen. Sy naam was Christie Hoon. Hy sal baie gemis word, maar hy gaan ook onthou word vir die regte dinge. Hy was enig in sy soort. Hy was beproef en hy het oorwin. Hy was gewond, maar nooit oorwonne nie. Mag die Here ons wat hier is vandag, 1 Johannes 4 op ons hart skryf, dat ons ook sal hoor, hy maak vir ons 'n plek gereed. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees bly met een en elkeen van u tot ons weer ontmoet. Amen.